Goeiemôre vriende, dit is vandag so aan die begin van 'n naweek. Dit is Vrydag 10 Julie 2026. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil voor die Here. Here, dankie vir nog 'n dag wat U vir ons gegee het. Dankie Here vir ons gesondheid. Here, ons neem dit so as vanselfsprekend. En ons dink sommer terselfdertyd aan baie mense, Here, wat vandag 'n diagnose gekry het of hierdie week 'n diagnose gekry het, hulle hele lewe verander het. Here, en ek kom bid vir elke familie, elke persoon. En ek kom vra vir U dat U by daai persoon sal gaan en hulle sal vashou ook in hierdie beproefde tyd. Here, ons wat nie die gesondheidsprobleme het, ek wil sê ek net vir U baie dankie. Dis genade, Here, absolute genade. Dankie vir elke asemteug, dankie vir elke minuut, dankie vir elke uur, dankie vir elke dag. Dankie vir elke week, dankie vir elke maand, dankie vir elke jaar se gesondheid. Here, ons is skatryk mense as ons gesond is. Wees met almal, Here, wat ongesteld is, wat nie lekker voel nie. Wees U by hulle. Amen. Nou mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vrydag, dis die tweede dag van meditasie en sommer net so 'n bietjie rustig raak saam met julle en wat julle 'n bietjie kan dink, liewe vriende, wat die Here ook vir julle wil kom sê. Ek sê ook vir julle, ek gaan naïef om wanneer ek met meditasie besig is. Ek gaan kyk nie na die kontekste nie, ek gee nie vir julle kontekste nie. Ek lees letterlik net die woorde wat daar staan en mag die Heilige Gees dit ook gebruik om jou te troos of by jou te wees of eenvoudig vir jou bewus te maak van God se almag en sy teenwoordigheid en sy krag, né? Jy is my dienaar. Ek het jou uitverkies. Ek het jou nie verwerp nie. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Jy so 'n rukkie wat jy sommer net daar kan dink. Miskien voel jy verwerp vandag. Maar weet verseker, die Here verwerp jou nooit. Jy is uitverkies. Jy is syne. Hoor wat sê hy vir jou verder in Jesaja 41. Ek versterk jou. Ek help jou, sê ons Vader. Ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Dink 'n bietjie daar. Hoor 'n bietjie wat sê hy vir jou. Daar waar jy sit, waar jy staan, waar jy ry vandag. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Almal wat teen jou te kere gaan, sal teleurgestel staan. En die aftog blaas, jou teeparty sal soos niks word. Hulle sal omkom, jy sal die soek wat teen jou veg, maar sal nêrens te vind wees nie. Die wat teen jou oorlog maak, sal word soos niks, soos iets wat nie bestaan nie. En miskien is daar iemand by die werk of 'n kollega of wat ook al wat nie mooi is met jou nie, dan hoor wat sê die Here hierso. Weer eens, hy kyk nie na konteks nie, né? Hy kom sê, so weet jy, almal wat so teen jou te kere gaan, hulle sal teleurgestel staan. Hulle sal die aftog plaas. Wanneer ek en jy in God se hand is, daar waar jy is, en jy hom vertrou, is niemand bestand teen hom nie, want hy sê, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou.
Sit dit ook al wat in jou gemoed is vandag, wat jou bekommerd maak, wat mense wat lelik is teen jou, kom plaas hulle in die Here se hand. En hoor wat die Here kom sê, almal wat teen jou te kere gaan, sal teleurgesteld raak en die aftog plaas. Dankie Here dat U by ons is. Dankie dat U ons God is. Dankie dat U ons Vader is. Dankie dat U die een is wat niks ons sien het om na ons as mense uit te reik in Christus nie. Dankie Here dat U hierdie aarde geskep het vir ons om in te woon. Dankie dat U ons God is. Dat U vir ons ook kom sê hier in Jesaja, Here, ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Selfs diegene wat sleg teenoor jou optree, is nie bestand teen my nie. Plaas hulle in my hande. Dankie Here daarvoor. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy teenwoordigheid ervaar, sy genade ervaar. Amen.